En ons dink, as ons net nog 'n wonderwerk gaan kry, dan gaan my klaar ophou. En dis die illusie van hierdie storie. Ek en jy het nie nog 'n wonderwerk nodig nie. Want die God van die wonders is reg by ons. Ons het geen verskoning in ons harte en ons lewens nie. Ek en jy moet net op 'n plek kom waar ons dink, dankie Here. Dankie Here. Ja, ek is so 'n bietjie sat vir hierdie probleme in my lewe, Here. Maar Here, U het my gehelp met 10.000 ander probleme. En ek is dankbaar. Want U is dan getrou, Here, U sal my help met hierdie ene ook. Wat as ons net daar leef? Wat as dit net genoeg is? Wat sal dit doen in ons harte? Hoe gelukkig sal dit die Here maak, as ons nooit weer in ons lewens klaar nie? Gaan die hart op dalk sê, maar hoe gelukkig sal jou vrou wees, as jy nooit weer klaar nie? Hoe gelukkig sal jy wees, as jy nooit weer klaar nie? Never mind vir die res van ons lewens, kom ons probeer dit een dag, julle. Kom ons vat dit klein. Net een dag, waar ons met dankbare harte rondloop. En julle, hierdie dankbaarheidsding is so groot ding in die Bybel. In alle omstandighede, sê Paulus, sê die opdrag, in alle omstandighede, wees dankbaar. Wat as ons hierdie taal van dankbaarheid net so 'n bietjie steroids inspuit vandag, julle? Doen dit teenoor die Here. Spuit 'n bietjie steroids en dankbaarheid in. Laat hy net 'n bietjie fris raak in jou binneste. Laat hom groot staan. En sê, Here, as jy oë oopmaak, Here, dankie. Dis die eerste ding wat moet uitkom. As jy op pad werk, jy sê, Here, dankie vir my werk. Dankie dat ek kan dalk 'n kar hê. Dankie dat ek by die petrolstasie kan stop. En dankie dat ek 'n waiter kan tip. Dankie dat ons die lewe kan geniet. Dankie vir die wonderlike dag. Raak net groot met jou dankie.